Goeiemôre elkeen, ek groet julle in die naam van Jesus Christus. En wat 'n wonderlike voorreg om net vanoggend hier te kan wees en net hierdie gedeelte te deel wat die Here op my hart gelê het. Nou, die boodskap wat ek gekry het is, God roep vir Moses. En as ons kyk na Eksodus 3 vers 1 tot 6, gaan ek vir julle gou lees. God openbaar hom aan Moses. Moses het kleinvee van sy skoonpa Jethro, die priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by die Heropberg van God gekom het. Toe verskyn 'n engel van die Here aan hom in 'n vlam in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. Die Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is God van jou voorvaders, die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Nou as ons nou kyk na hierdie skrifgedeelte hier wat ek gelees het, waar God aan Moses verskyn. Ons ken die hele verhaal van Moses, van waar alles begin het toe hy in Egipte was, en hoe hy een van die Israeliete probeer beskerm het, wat hy iemand doodgeslaan het, en hy gevlug het. En toe sy nou, daar was by sy skoonpa nou is, wat die diere oppas. En God verskyn aan hom, om te gebruik, om sy volk te gaan uit Egipte uit te lei. Want hy het gehoor, hoe hulle begin klaar met die harde werk, en hoe dit swaar gaan in Egipte. En God het toe vir Moses gebruik, en net so wil God elkeen van ons gebruik. Al is ons sondig, die Here wil ons gebruik, om by mense uit te kom, en om mense te help, en te getuig van God, en hulle deur te dra. Sodat hulle ook miskien verlos kan word van dinge wat om hulle aangaan. En dit is wat God vir die opdrag gee om te sê, verlos my volk uit Egipte. Nou ons ken die verhaal wat daar gebeur het, van hoe Moses toe begin vra het, maar Here, wie is ek? Hy het nou baie begin skrik, want dit is 'n groot opdrag. Hy het al self op sy eie te Israel probeer verlos uit Egipte uit, maar hy kon dit nie regkry en dis hoe hy gevlug het. Wie is ek? En so is ons baie keer wat ons ook rond staan, en die Here gee ons 'n opdrag, en ons dan vra ons, maar Here, wie is ek om dit te kan doen? U is tog die Here, U kan alles doen. Ek is maar net 'n klein sondige mens op aarde, maar wie is ek? En ek wil vanoggend vir julle sê, weet die Here sien jou raak, jy is baie in die Here se oë. En die Here wil ons gebruik. Dan sien ons verder dat Moses verder probeer keer het om nie die werk te doen nie. Want hy gevra het, maar Here, ek kan nie goed praat nie, ek hakel. Is dit ons verskoning? Dat ons sê, Here, ons kan dit nie doen, ons hakel? Of ek is te bang om te praat? En as dit die geval is, baie keer kom die Here en dan sê hy vir ons, ek sal vir jou helper gee. In Moses geval het Aaron gebruik, wat goed kon praat, om te help. Vandag se tyd is die Heilige Gees daar, wat gebruik om ons te help. As ons nie weet hoe om 'n ding te doen nie. Selfs as ons gaan bid, en ons weet nie wat om te bid nie. Bid, die Heilige Gees die leiding sal vat, en ons sal help, dat ons met God kan praat. Dan sien ons ook verder, dat God het hom toegerus met tekens, wondertekens. Hy het dinge gedoen vir Moses, dat Moses later aan dit kon doen, om te bewys dat hy in beheer is van alles. As ons vat Moses se staf. Die Here het gesê, gooi op die grond en hy verander in 'n slang. Om 'n ster opgetel en het weer 'n staf geword. En daarom wil ek net vir elkeen bemoedig en sê, ek weet, vertrou God. Moenie dinge op jou eie doen nie. Vertrou net God om dit te kan doen. Dan sal dinge reg ten goeie uitwerk. Dan is daar, God sal nie vir ons 'n opdrag gee, as God weet ons kan dit nie doen nie. Elke opdrag wat ons van die Here afkry, die Here weet ons gaan dit doen. Hy gaan nie
laat ons, so sal hulle sê, jou naam sleg maak of enigiets nie. Nee, God is 'n regverdige God en is 'n goeie God en hy wil net die beste vir elkeen van ons hê. En soos vandag nog, God red vandag nog. Dis nie dat ons nie weet wat om te doen nie. Om daar te staan en sê, maar Here, ek is 'n sondaar, U gaan my nie red nie. God is 'n genadige God, hy red elkeen vandag nog. As ons gaan kyk in die Nuwe Testament, het God disippels geroep om vir hom werk te gaan doen, vir wanneer hy nie die dag meer op die aarde is nie, wanneer hy gaan opvaar in die hemel. En soos die woord sê, God was, God is, God sal altyd wees. 'n wonderlike God, wat nou almal wil omsien. Ek het 'n stukkie wat ek nog wil afsluit mee is Hebreërs 13 vers 21. As ek net gou daarby kan uitkom. Dan gaan ek vir julle gou daai gedeelte lees. Hebreërs 13 vers 21. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan ken. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is, aan hom behoort, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Ek het so klein getuienis wat ek wil doen, wat gebeur het so ruk terug met my, met al die dinge wat rond was, met my ma oorlede is, dat ek my kleinseun gaan haal in Witbank. En kom in Witbank, ek moet diesel in my bakkie gooi. Ek kom toe agter my beursie lê by die huis. En dit is nie net om die draai nie, dit is ver. En ek sit nou daar en dink, ek sê, Here, hoe nou? Wat gaan ek maak? Nou weet ek, my kleinseun se pa bly net so 'n paar 2-3 kilos daarvan af. Ek kan hom bel of my toe kom help, ek kan vir my geld weer oorbetaal. En in daai tyd, toe ek my foon uithaal om hom te bel my broer my die Kaap uit. En ek dink by myself, maar Here, dit is net U. My broer vra hoe gaan dit en ek verduidelik om my situasie. Hy sê vir my, ou boet, wat se bank is daar naby jou? Ek gaan by die garage gaan ek in die winkel in, ek sien dis 'n netbank. Hy sê vir my, okay, ek plaas veel geld oor. Paar minute later kan ek geld gaan trek om diesel in my bakkie te gooi. Is dit nie awesome van hoe God werk, hoe God ons red nie? Want ek het bestaan begin planne maak om seker tot op 'n punt te kom op die snelweg waar 'n garage is en dan my familie te reël om my daar te kom haal. Wat ook nie lekker so gewerk het nie. Maar God het al klaar vooruit geweet wat gaan gebeur. Wat is my omstandighede? En hy het klaar iemand gestuur om my deur daai omstandighede te help en te dra. En ek wil vir die Here al die lof en al die eer gee. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie woord te kon uitgee. Here, dankie dat hierdie woord elkeen kan bereik. Ons wil gee al die lof en al die eer, Here, want daar's niemand maar niemand soos U nie. En Here, dankie dat U vandag nog red. Here, dankie dat ons vandag nog bystaan. En Here, help ons dat ons ore sal oop en dat wanneer ons 'n opdrag gee, Here, en wanneer ons roep, dat ons sal luister, Here, en dat ons sal uitgaan en die werk vir U sal doen. Ons gee U al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Geseënde dag.